Goeiemôre gemeente. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 358 vers 1, 2 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 367.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 370, vers 1 en 5, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle gehoor, redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 530 vers 1 en 3. Yes.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 2 vers 1 tot 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet beskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel,
Hierdie lewe kan ons oor ons onstuimig raak en ons hulpeloos en weerloos laat. En daarom bid ons vanoggend saam met die psalmdigter, dat U tog ook weer soveel goeie dae oor ons sal bring, as wat ons die gebrokenheid van hierdie wêreld beleef. Ons bid U, rig vandag ons oë op die krib, waar U Seun by ons is, gebore as 'n mens. En laat ons vreugde vind in sy koms, redder van die wêreld. En gee dat die blydskap van hierdie feestyd ons elkeen se blydskap sal wees. Vandag en elke dag van ons lewe. Dat ons in geloof en denke bo hierdie wêreld kan uitstyg, omdat ons die uiteinde van U raadsplan ken, die nuwe hemel en aarde. En so bid ons, ook vir elke kind van U, waar hy of sy oor hierdie wêreld swerf. Maar ons bid ook vir elke stukkie van hierdie wêreld wat aan U behoort. Dit is vandag ons bede. Laat U goddelike liefde almal en alles tog net oorweldig. Goeie Heer, verlos ons tog van onsself en moet tog nie ophou om ons in die lewe van Jesus Christus te bly intrek nie. Hoor dan ook vandag ons lof en ons eer alleen om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens 2 liedere, Gesang 365, die eerste en die derde strofe, en dan Gesang 344, al 3 die strofes.
Kom ons begin by die laagtepunt. Soms voel dit vir 'n mens asof jy eintlik soms moed aan die dag moet lê om Kersfees te vier. Ons kyk na hierdie groot wêreld waarin ons leef. En ons kyk elkeen na ons eie persoonlike lewe. En net soms wonder 'n mens, het ek die krag om hierdie Kersfees saam vrolike liedere te sing? Wat is God se wil met my wêreld en met hierdie groot wêreld waarin ons leef? God het besluit dat hy hierdie wêreld gaan omskep in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Al lyk alles ook hoe, en al sien ons ook nie raak waarmee God besig is. God het besluit, hy is op pad na 'n hoogtepunt toe. 'n Nuwe hemel en nuwe aarde. En God het dit nie gister besluit nie. God het dit van dag 1 af besluit, as ons dit nou so wil stel. Want ons lees van hierdie besluit van God al baie vroeg in Genesis. Toe die volkere oor die aarde versprei is, het hy 'n man uit die vreemde geroep, Abraham. En vir Abraham gesê dat God hom sal versorg. Dat God aan hom 'n nageslag sal gee. Hierdie nageslag sal versorg en beskerm, sodat hierdie nageslag vir al die volke in die wêreld tot seën moet wees. Kersfees bring iets op die tafel wat ons nie maklik moet vergeet nie. Want normaalweg wanneer mense oor die eindtyd praat, oor die laaste dag, dan hoor jy hoe haal hulle veral uit Openbaring aan van hierdie verskriklike einde waarheen alles op pad is. En almal sidder en is bang en vrees hierdie laaste dag. En intussen tyd kom allerhande mense met allerhande teorieë. En intussen tyd word goed soos waar hulle dit ook al vandaan kry, soos die wegraping ingebring, en almal is ontstel. God het van dag 1 af vir Abraham gesê, ek is op pad. Totdat die profete daaroor begin praat het. 'n nuwe hemel
en 'n nuwe aarde. En as 'n mens vir 'n slag met daardie bril die Ou Testament begin lees, totdat ons by ons skrifgedeelte kom, dan sien 'n mens verstommend hoe dat God met hierdie pad besig is. In die eerste plek, aan Abraham het hy hierdie groot nageslag gegee. Uiteindelik uit hulle sou die Messias gebore word. En ons lees in die Ou Testament hoe God sy volk beskerm het en versorg het. Hy het hulle bevry uit die slawehok van Egipte. God het elke tree saam met hulle deur die woestyn gereis. En toe hulle die Jordaan oorsteek, het God hulle vooruit geloop. Die man met die ontblote swaard om sy volk te beskerm. En later het God die rigters gestuur, het God sy volk beskerm teen die Filistyne en noem hulle almal op. God het woord gehou. Met ander is daar iets wat ons opval. So iets so soms sê ons, dis ook soms die klein dingetjies in die lewe wat belangrik is. Terwyl God met sy volk op pad was en hulle beskerm het en versorg het, sien ons hoe God langs die pad selfs heidene in sy wêreld van sy volk ingetrek het. Dink byvoorbeeld aan die Kanaanitiese prostituut Rahab. Ja, sy het Josua se verkenners versteek, maar sy was 'n heiden. En tog het God haar so langs die pad in sy volk ingetrek. So amper ongesiens. Ons lees van Rut. Sy was 'n Moabiet. Maar toe Rut weer sien, toe is sy 'n inboorling amper van die land waar sy saam met Naomi in Bethlehem gaan bly. U God is nou my God. Ons lees in die Ou Testament van 'n heidense Arameese leerhoof Naaman. Hy kom so ongesiens op die toneel. Die man is melaats. Maar hy word gesond teruggestuur. Dis 'n plek vir 'n heiden, so ongesiens. En hoe kan 'n mens ooit by die kruistoneel verbygaan en Jesus Christus vir daardie misdadiger wat langs hom hang nie hoor sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Te midde van hierdie wêreld is God besig. Ook daar waar ons sou reken, dis absoluut heidens. Ja, inderdaad is dit heel waarskynlik heidens. Maar dis God se wêreld. En God het besluit dat dit sy wêreld gaan bly. En dan lees ons nog iets in die Ou Testament raak, wat ons skrifgedeelte dan ook raak.
Ons lees in die Ou Testament van sterrekykers. Ons lees van Bileam in die boek Numeri. Hy was 'n tipe van sterrekyker. En ons onthou die boek Daniël. Daardie staatsamptenare van Nebukadneser en Darius en Kores. Hulle was almal sterrekykers. Maar die woord sterrekyker gee nie vir ons 'n baie goeie prentjie van wat hulle was nie. Ja, sterrekyk was een van hulle groot vakke. Maar meer in die sin van sterre voorspel. En daarmee het hulle opgehou ook met alles wat bo-natuurlik is, want dit hang natuurlik saam met die stand van die sterre, soos hulle na die sake gekyk het. Maar hulle het ook hulle opgehou met waarsêery, toordery, al daardie tipe van goed. As jy jou nou 'n wêreld wil indink om so 'n vergelyking te tref wat die verste van die evangelie is, wat die verste van God is dit die wêreld van die sterrekykers. In die jaar ongeveer 600 voor Christus. Lees ons later in die geskiedenisboeke dat die sterrekykers van die Mede en Perse op 'n stadium iets snaaks in die stand van die sterre gesien het. En omdat dit hulle professie is, vertel hulle toe van hierdie groot koning wat gebore gaan word. Natuurlik binne hulle wêreld en hulle konteks. En inderdaad is hierdie groot koning gebore, Kores. Koning Kores van Persië. En inderdaad was dit 'n indrukwekkende koning gewees. Uiteindelik onder sy koningskap het die Mede en Perse die Babiloniërs oorgeneem. En die sterrekykers, hulle maak 'n regmerkie op hulle voorspellings, klop hulle self op die skouer, weer eens korrek. Maar dan lees ons in die Ou Testament, in 2 Kronieke 36, in die eerste regeringsjaar van koning Kores, daardie Kores wat die sterrekykers voorspel het, van Persië, is die belofte vervul wat die Here by wonde van Jeremia gegee het. Die Here het dit bewerk dat koning Kores van Persië op die toneel sou verskyn. En hoekom? Omdat God hierdie heiden, sonder dat hy dit weet, sou gebruik. Dat sy volk Israel kan teruggaan na hulle land toe. Dis so asof God oorleen na hierdie wêreld God se sterre 'n bietjie deurmekaar maak, omdat God geweet het dit gaan nie aandag trek, en dit het. En so kom ons by ons skrifgedeelte. Dis eeue later, maar die sterrekykers was nog steeds daar, geslagte later. En wat merk hulle op? Hier's iets snaaks in die sterre aan die gang.
of hulle nou met toordery, bonatuurlike goed deur mekaar is, dis nie die punt nie. Iets gebeur met die sterre. En hulle is daarvan oortuig dat 'n koning gebore gaan word. En so kom hulle dan ook in Jerusalem aan. En hulle vra in Jerusalem, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Dit het eintlik met hulle niks te doen nie. Dis kom hulle vra, waar is die koning van die Jode? Want hulle het iets gesien. Hulle gaan Jerusalem toe, want waar verwag jy dat die volgende koning van 'n land gebore word? In die hoofstad, want daar's die paleis, daar woon die koning. Maar hierdie koning is hoogs ontsteld. Hy weet van niks. En die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, ja, iewers het hulle in die Ou Testament gelees van Bethlehem. Gaan kyk maar daar. En dan lees ons, toe hulle nou vertrek Bethlehem toe, toe sien hulle weer die ster. En hulle was baie bly. Hoekom was hulle baie bly? Ten minstens het hulle self nie misgis nie. Hier is iets aan die gang. En so kom hulle by die kind. En hulle bring vir hom koninklike geskenke saam. En dan gaan hulle terug huis toe. As ons nou mooi aan die Kerstoneel dink, net terloops, die sterrekykers was omtrent 'n jaar en 'n half na sy geboorte in Bethlehem. Maar terwyl ons nou so aan die geboorteverhaal terugdink, wie is die mense wat ons sou verwag om hom te besoek? Ja, deurdat die evangelie ons vertel het, en ons so gewoond is aan die ou verhaal, kan ons goed indink dat die herder se draai kon kom maak. Lukas vertel vir ons baie mooi dinge van die herders. Ja, en ons kan ons goed indink, Maria is daar, sy is immers die moeder, maar daar word ook mooi goed van ons in die evangelie oor haar vertel. En net so oor Josef, wat as aardse pa na die kind moes kyk en hom versorg. Die evangelie vertel ons ook mooi goed van Josef. Maar wie verwag 'n mens nie daar nie? Nie hulle nie. Die sterrekykers. Hulle pas nie in die Kersverhaal in nie. Hulle is opperste heidene. Hulle hou hulle met toordery op. Hulle probeer kontak met die gode maak. Alles waarmee hulle besig is, skreeu teen die evangelie. En ons moet ook nie dink, omdat hier staan, dat hulle God gehoorsaam het toe God in die nag met hulle gepraat het nie. Dis nie hoe hulle hom gesien het as die skepper van hemel en aarde nie, dis deel van hulle wêreld, waarin gode met hulle praat. En so is hulle terug huis toe. Hier word nie vir ons vertel dat hierdie sterrekykers tot 'n grootskaalse bekering gekom het nie. Hier word nie vir ons vertel dat hulle daar terug is na die ooste
om as hierdie sendelinge in hulle wêreld te gaan optree nie. Hulle verteenwoordig die slegste as jy iets met die evangelie sou wou vergelyk. God het hulle soontoe gebring om te wys dat hy besig is om met hierdie wêreld, ongeag hoe hierdie wêreld lyk, 'n pad te loop. God is op pad na 'n nuwe hemel en nuwe aarde. En dink baie mooi, hier in die begin van die Matteus Evangelie wat verwys na die sterrekykers, en die laaste woorde van Jesus in die Matteus Evangelie, waar hy vir sy disippels sê, gaan na al die volke toe, en gaan verkondig die koninkryk van God wat gekom het. Die eerste skepingsverhaal vertel vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Op die 6de dag het hy die mens geskep. Die mens het geval. Die wêreld is daarmee heen. En dan begin ons die evangelie te lees. En ons begin by die geboorte van Jesus Christus. God het besluit om hierdie wêreld van hom te herskep. Maar nou begin God op 'n ander plek. Nou begin God eers by die mens. Jesus Christus word as mens gebore, omdat God eers met sy mens nou 'n pad begin loop. En eers aan die einde gaan God aandag gee aan die ou hemel en die ou aarde. Dis Kersfees, want God het as mens in ons wêreld ingekom. In hierdie groot wêreld, want is God se eiendom. En in ons elkeen se persoonlike wêreld. En wat kom doen die Seun in ons persoonlike wêreld? Hy stap in ons binnekamertjie in. En hy begin skoonmaak. Gooi alles uit wat rommel is. En hy maak skoon. En uiteindelik reinig hy, maak hy alles met sy bloed skoon. Want God wil hê dat sy kinders, voordat hy aandag gee aan die ou hemel en ou aarde, wil hy eers sy kinders nuut maak. Want hierdie bloed van sy seun gee mos lewe. En daarna, en daarmee saam, op 'n manier wat ons nie weet of kan sien nie, is God in hierdie wêreld besig. Want God gaan alles nuut maak. As daar 'n dag is waarop ons rede het om lof en dankliedere te sing, is dit met Kersfees.
want God hou woord aan Abraham. God is ons vrede en God is ons vreugde teen 'n hele wêreld vry. Broeders en susters, geseënde Kersfees. Amen. Ons slotgesang, gesang 348, al 3 die strofes. Goed, broeders en susters, Andrew.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen.